Kom ons bid saam. Baie dankie Hemelse Vader dat U koning is. Daai liedjie wat ons gesing het vanoggend. Afrikaanse liedjie, U is die koning van my hart. U is die koning van my lewe. En dis wat ons vanmôre gesing het, maar dis wat ons ook wil praktiseer, dis wat ons wil doen vanmôre. Elke ding wat nie onder U gesag is nie, en staan nie, wil ons onder U gesag en autoriteit bring. Dankie dat vanmôre kettinge gaan breek, ons het gesing. Break every chain. Dankie Here, U weet van die kettinge wat ons vasmaak. En U wil dit breek vanmôre in Jesus naam. U wil ons verlos. Jesus, Yeshua, U is 'n verlosser. U is 'n redder. En kom doen dit vanmôre. Sodat alles wat ons het en is, dat dit onder U gesag en autoriteit sal wees, Vader. Kom Heilige Gees, kom praat met ons vanmôre. Dit is ons gebed in Jesus naam. Amen. Dit wat Willie gesê het, gaan ek net anders te verwoord, maar die Here het ons gepraat, selfs in ons liedjies het hy gepraat oor hierdie goed. En ek vertrou die Here, dat ons anders hier gaan uitstap, as wat ons uitgekom het. 'n Ding wat, ek wil 'n bietjie teruggaan na wat Gert bedien het, Gert Kutsie, vir die wat nie was, baie jammer dat julle nie was, en julle het iets kosbaars gemis, maar toe ek met Rounsie met hom gaan uit eet het, toe sê ek vir hom, dit wat my getref het, die goed wat hy gesê het, is nie vreemd nie, maar was baie goed. Maar dit wat my nogal getref het, is wat die autoriteit, en dit is waarvan wil nie gepraat, die autoriteit wat ons het, wat God vir ons gegee het, en God met ons gepraat in begin, hy sê, toe hy die mensskap uit na sy beeld en gelykenis, toe hy ons gesag en autoriteit gee, oor alles op hierdie aarde. En wat Gert van my beklemtoon het is, deur dit te spreek is dit. Daar was nie stoei nie, hy het goed gesê, hy sê dit. En dan sê ons dit, en hy sê dit is so maklik. En ons wil nie so maklik hê nie, ons wil hê dit moet 'n geveg wees. En wat vir my net asemrowend was, hy sê dit dan is dit. En ek moes myself praat sê, Chris, glo jy wat jy sê? Glo jy daar's gesag en autoriteit in die naam van Jesus Christus? En elke ding moet buig onder die krag van die woord van God en dit wat ons spreek. Dit wat ons glo. Die vyand wil ons graag vashou, ons gesing volgens met kettinge. Hy weet, ons is uit die koninkryk van duisternis, Kolossense 1:13. Ons is uit die koninkryk van duisternis en ons behoort na God. Ons is nou nie meer sondaars nie, maar ons is kinders. Die DNA wat Adam Eva gehad het, wat hulle deur die geslagte vir my en vir jou gegee het as sondaars, daai ding het gesterf. Ek eintlik sê ding nie, want dis ek. Daai ou mens het gesterf. En God het vir my en vir jou 'n nuwe DNA gegee as kind. Nie sondaar nie. Ons is nou kinders van God. En hy gee vir ons autoriteit en gesag om saam met hom te heers, om in elke situasie meer as 'n oorwinnaar te wees. En dis wat Gert gedoen het laasweek, het gepraat oor die gesag en autoriteit wat ons het. Ons kan net spreek en dit moet. Die vyand moet reageer daarop. En soms is hy soos 'n hond wat aanhou blaf, maar dit laat ons sal staan in die autoriteit en gesag wat Jesus vir ons gegee het. Hy wil ons graag natuurlik terugwen. Hy weet waantoe sy op pad. Hy weet wat sy einde, en hy wil ons graag terugwen om terug te kom in sy koninkryk. En vanmôre wil ek met jou praat oor die maniere
wat hy ons aanval. Gert het gepraat oor leuns. Met hom sy uitstaande kenmerk, en dit lees ons in Johannes 8, jy hoef nie so te blaai nie, Johannes 8 praat hy van, hy is 'n mensemoordenaar van die begin af, laat ek dit net vir julle lees, Johannes 8, vers 44. Hy sê, en julle het die duiwel as vader, en die begeerte van julle vader wil julle doen. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af, en staan nie vir die waarheid nie. Hy is 'n mensemoordenaar, en hy staan nie vir die waarheid nie. Wanneer 'n leentraal praat hy uit sy, omdat hy die leenaar is en die vader daarvan. Van die begin af is die duiwel se strategie is leuns. Hy het vir Adam en Eva gesê, het God gesê. Hy het vir Jesus gesê, as u die seun van God is. God die Vader het nou net vir hom gesê, jy is my geliefde seun, in wie ek welbehae het. En dan kom hy en sê, maar as jy die seun van God is. Met ander woorde, ek en jy moet weet, die eerste aanslag wat die vyand na ons toe bring, en dis wat Gert oor praat, hy sal leuns in jou kop wil inbring. En dis die goed wat ons moet weerstaan. Hoe weerstaan ek dit? Deur vashou aan die woord van God. Johannes 14. Jy kan ons lang nou Johannes 17 blaai, maar Johannes 14 lees ek 2 verse net. Wie my gebooie het, en hierdie gebooie is nie 10 gebooie nie. Hy praat van sy woord. Wie my gebooie het en dit bewaar, dit is hy wat my lief het. En hom sal my Vader lief hê, en ek sal hom lief hê, en my aan hom openbaar. Hy sê as ons die woord hou, staan op die woord, sal God homself aan ons openbaar. En dan in vers 24, hy wat my lief het, bewaar my woorde. Die woorde wat ek hoor is nie myne nie, maar is van die Vader wat my gestuur het. Dan hoofstuk 17, vers 14. Hy sê, ek het hulle u woord gegee, en die wêreld het hulle gehaat. Omdat hulle nie van die wêreld is nie, soos wat ek ook nie van die wêreld is nie. My boetie en sussie, met ander woorde, wanneer die vyand met leuns kom, is dit teen die woord, want hy haat die woord. En my en jou oorwinning is staan in die woord te staan, of op die woord te staan. Daarom moet ons die woord mediteer en ken. Ons moet die woord verklaar. Omstandighede wat jy ervaar, mag nie goed lyk en ervaar nie. Maar ons bly staan op die woord van God, want God is getrou. En hy sal alles in sy vermoë doen om die woord te kanselleer in jou lewe. Deur vriende en die gees van die wêreld. Jy gaan sê, maar die woord sê, dan gaan jou vriende vir jou sê, ag man, moenie so oudtyds wees nie. Met ander woorde, die eerste ding wat ek vir julle sê, wat hy aanval is, hy bring leuns, en die leuns is daarop gerig om die waarheid van God se woord af te breek in ons lewens. En dit gee vir hom 'n voet in ons lewens. Dit gee hom 'n voet in jou gedagte. En die oomblik as jy die leuns bepyn sê, dan gee jy ruimte vir die leenaar om in te kom. Ek gaan dit weer sê. Wanneer ons 'n leuen glo, dan gee ons ruimte vir die leenaar om in ons lewens in te kom. En sy plan is, te slag, steel en verwoes. Dis die eerste ding. Die tweede ding, wat hy doen is, en ek wil 'n bietjie daaroor praat vanoggend, beproewing en versoeking. Dis 2 verskillende goed. Beproewinge, wat oor ons pad kom, en versoekings. Kom ons gaan na Jakobus. En vanmôre gaan ek van die selfoon af lees. Kom ons gaan na Jakobus 1 toe. En ek gaan die nuwe vertaling lees.
wat ek dink 'n beter vertaling is as die ou vertaling. Ons is by Jakobus 1. Want hier praat hy oor die twee woorde. Dan voordat ek na die woorde toe gaan, die bron van hierdie twee woorde is dieselfde. Maar 'n verskil in betekenis en die aanslag is verskillend. Kom ons lees Jakobus 1 vers 2. Ons gaan tot vers 5 lees. Jakobus 1, kom ons lees van vers 2. Hy sê, my broers, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewinge oor julle kom. Luister 'n bietjie mooi wat sê hy hier. Hy sê, wanneer daar beproewinge kom, ag dit loutere vreugde, dink ek sê die ou vertaling. Met ander woorde, dis iets wat jy sê, staaf, my Here, dankie. Kom ons gaan ek lees aan. Hy sê, my broers, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewing oor julle kom. Want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het. Hier is die antwoord. Wat is 'n beproewing? 'n Beproewing is 'n ding wat jy geloof gaan aanval. Gewees sê, 'n beproewing is iets wat jou geloof gaan aanval. Kom ek lees vir u. Ek het so half neergeskryf, maar ek gaan nie die hele ding vir u lees. Hy sê, 'n beproewing is uitdagings, toetse wat jou aanval, met ander woord, weerstand, mure wat jy kry in jou lewe. Goed wat gebeur met jou, wat onaangenaam is, wat oor jou pad kom. Dit is wat beproewinge is. Met ander woorde, dis goed wat aansla op jou lewe, nie op jou lewe persoonlik is, op jou finansies, op jou gesin. Dit is wat beproewinge is. Hierdie goed kom, jy vra nie daarvoor nie, in hierdie lewe is daar beproewings. Dinge gebeur in natuur, daar is omstandighede wat gebeur, en dit is beproewings, maar die doel van beproewing is, laat ons geloof sal sterker word, en laat ons nie ons geloof sal verloor nie. Kom ons lees aan, hy sê, vers 3, want, kom ek gaan weer begin by vers 2, hy sê, my broers, julle moet bly wees van allerhande beproewinge oor julle kom, want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. Met ander woorde, wanneer hierdie weerstand, hierdie teestand, hierdie mure teen jou opstaan, en jy bly in die geloof, en jy volhard in geloof, dan sê vers 4 wat gebeur. En die volharde moet eintlik volhou word, sodat jy tot volle geestelike rypheid kan kom. Met ander woorde, wanneer daar beproewing is op my geloof, en ons weerstaan dit, gaan my geloof groei. Ek gaan volwasse raak in my geloof. Ek lees aan. Geestelike rypheid kan kom sonder enige tekortkoming. Met ander woorde, die Here sê ek moet dit doen. Ek is gehoorsaam om dit te doen, maar raai wat, hier is dit teestand. Nou sê as ek bly vashou in dit wat God gesê het, gaan ek geestelik groei, my geloof gaan groei, nommer 1, en die ou vertaling, ek wil net aan die ou vertaling toe gaan, wat hy die laaste deel sê. Hy sê, maar as die lydsaam moet tot volle verwerking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees, en in niks kort kom nie. Amazing. Met ander woorde, beproewinge toets jou geloof, en as jy vas in geloof, sê die Here, sal jy niks kort kom nie. Want hy is jou bron. Hy is jou geregtigheid. Maar die toets is jou geloof. Ongelukkig slag almal nie die toets nie. Daar is dood in die familie, in plaas van om te vas te staan, sê Here, verstaan nie wat gebeur het nie, maar ek weet, U is vir my. U is my koning, U is my bron.
In plaas om dit te sê, sê hulle, hierdie God kan ek nie meer dien nie. En hulle slaag nie die toets nie. En baie keer, dis in die ergste vorm, maar baie kom na toetse oor ons, beproewinge oor ons, en raai wat, ons slaag dit nie. En ons kry so dip in ons geloof. In plaas dat ons vashou en groei in ons geloof, is daar so dip in ons geloof. En dit beteken nie, ons kom later, sê later sê ons, Here, ek het 'n fout gemaak. U is net goed. Reg, dis beproewing. 'n Beproewing is, met ander woorde, is aanslag wat ons in ons lewe ervaar, leef, maar die aanslag is daar om jou weg te vat van geloof. En as ons vashou aan God, dan gaan ons niks kort kom nie. Reg, dis die eerste een. Die tweede een, kom ons gaan nou na vers, hoe oorkom ek dit? Hy sê dit in vers 5. Kom ons lees dit in vers 5. Hy sê, as enigeen van julle wysheid kort kom, moet hy dit van God bid. En hy sê dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyte. Met ander woorde, wanneer ons deur toetse gaan, my boetie en sussie, en jy het wysheid nodig om hierdie ding te oorkom, nou sê God sê en bid. En soos wat jy bid, sal God voorsien. Hy sal vir jou wysheid gee om hierdie beproewing te oorkom, om die toets te slaag. Fantasties. Ek is opgewonde, ek hoop jy is ook opgewonde. Want raai wat, hierdie wêreld is nie, wat is 'n goeie woord vir fair, nie regverdig nie. Ons leef in 'n gebroke wêreld. Ons het 'n vyand wat wil slag, steel en verwoes. En al hierdie aanslae, die doel daarvan is om my geloof te steel, my vertroue in God te steel. En nou sê hy, as jy vas staan, sal jy die volheid van God beleef en ervaar. Reg, hoe moet ek doen? As hy wysheid kort kom, sê ek, gaan ek na die Here, sê Here, hierdie toets is taaf. Ek weet nie om te antwoord nie. My vlees sê, gaan nie werk nie, gaan dit nie maak nie. Maar dankie Here, U gee my planne. U is die wat my bron is. Reg, dit is beproewing. Kom ons gaan na versoeking. In vers 13, kom ons lees vers 12. Versoeking. Hy sê gelukkig is die mens wat in versoeking standvastig bly. Hy sê nie gelukkig is jy omdat daar versoeking is nie. Hy sê gelukkig is jy as jy staan in versoeking. As hy die toets deurstaan het, sal hy die oorwinningsprys, ek dink die ou vertaling praat van die kroon kry. Oorwinningsprys van lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. Met ander woorde nou sê hy, daar gaan versoeking kom na jou toe. Maar as jy staan omdat jy hom liefhet, luister mooi, hoekom staan jy? Jy staan omdat jy hom liefhet, dan sal jy jou kroon gee. Reg, wat is versoeking? Kom ons lees aan, hy gaan dit vir ons sê hierso. Versoeking, vers 13, iemand wat versoeking kom, moet nooit sê, ek word deur God versoek nie. Want God kan nie verlei word nie, belangrike woorde, verlei word nie, en selfs verlei hy niemand nie. Maar vers 14, maar 'n mens word verlei deur sy eie begeertes, wat hom uitlok en saamsleep. Reg, die doel van versoeking is, dat jy sonde sal doen. Die doel van versoeking is vir sonde pleeg, om sonde te doen. Die doel van beproewinge is, geloof aanval. Versoeking gaan, hy lok jou uit, en dit is interessant hoe die Here werk, maar hy lok jou uit om sonde te doen. En nou sê Jakobus die skrywer, hy sê, God lei niemand in versoeking nie. Want in God is daar geen sonde, hy is heilig. En hy is nie die een wat sonde oor jou pad bring nie. Amen. Ek wil hê jy moet dit hoor, dis wat die Bybel sê, hy sê, God versoek niemand nie.
God stuur nie die duiwel om jou te versoek nie. Hy sê, wat is die bron? Vers 14, hy sê, maar 'n mens word verlei deur sy eie begeertes. Met ander woord, ja, eie begeertes, wat hom aanlok en saamsleep. Baie interessant, daai woord uitlok, in die Engels praat 'n loer, en die manne wat vis vang weet wat beteken 'n loer. Dit is interessant, ek gaan nou vis vang, en dat hierdie skrif, wanneer Jakobus hieroor praat, dan skryf hy oor visvang. Baie interessant. Hy sê, sonde is 'n loer, is 'n lokaas, wat hy vir jou uitgooi. Maar die lokaas is nie sonde op daai stadium nie. Dis net aas op die stadium. Die oomblik as jy dit vat, dan haak die hoek jou, en dan baar dit sonde. En dan sê hy, as dit sonde gebaar het, dan bring dit die dood voor. Reg, die lokaas, wat is die doel van lokaas? Die vyand is so slim in hierdie gebied, omdat ons aan hom behoort het, weet hy wat sy aas trek jou. Want elke een van ons wat hier sit, word nie met dieselfde aas gevang nie. Ons gaan nou tiervis vang volgende week, en raai wat, ek kan 'n massive mieliebom by Flippy kry, wat hy gebruik in loskop, en ek kom op soontoe vat, ek sal nie een tier vang nie, want dis nie waarmee tiervisse gevang word nie. Tiervisse word gevang deur kunsaas, wat soos 'n visie lyk of 'n stuk fillet, wat Pommelien laat toelaat, wat ons mag doen op sy boot nie. Maar as jy 'n stuk fillet opsit, hy soek vleis. Karp soek mielies. Ek kan daai stuk fillet in loskop gaan gooi, ek sal dalk 'n bes of 'n barber vang, maar ek sal nie 'n karp vang nie. Met ander woorde, die vyand, nou raak dit diep, die vyand weet wat se aas hy vir elkeen vir ons moet uitgooi. Want hy weet wat is binne ons, wat nie onder die bloed van Jesus is nie. En daarom sal hy dieselfde aas gebruik, elke keer, tot dit wat binne in my is, wat nie aan God behoort nie, tot dit onder die bloed van Jesus inkom. Raai wat, ons wat nou swams toe gaan, ons gebruik sekere goed, want ons weet dit werk. Die vyand weet wat werk met jou, en hy sê dit bly uitgooi, totdat daai ding onder die bloed van Jesus is. En wanneer hy dit uitgooi, lokke jou. Dis jou eie begeertes, dis hoekom sê die Bybel, dis jou eie begeertes, wat jou maak dat jy daai aas vat. Maar die oomblik as die aas vat, dan word die hoek ingesit. En dan word jy gehaak. En vra maar vir die vissermanne, is nie maklik om van daai hoek af te gaan nie. Kyk maar in jou eie lewe. As jy eers daai aas gevat het, dan is dit bitter moeilik om ontslae te raak van daai hoek. Want die doel van die vyand is om jou in te katrol, en aanhou in katrol, totdat jy op land is, en dan tree die dood in. Hy sê dit hier. Kom ons lees dit net weer. Ek gaan som nou in die ou vertaling toe. Hy sê in vers 13, niemand as hy versoek om kom, moet sê, ek word deur God versoek nie. Dit is baie interessant, toe Jakobus hierdie skryf, hy sê, die eerste ding wat mense doen, hulle beskuldig ander mense. Adam sê, Here is maar Eva, en het hierdie half mens ding vir my gegee. Het hierdie vrou vir my gegee. Ek het geslaap toe jy dit haar vir my gegee het.
Ek het geslaap toe hierdie vrou vir my gee, dis sy. En Eva sê, nee man, is die slang gewees. Met ander, ons is geneig om te sê, dis iemand anders se skuld. As my vrou, my man, my baas, my kind nie dit gedoen het nie, sou ek nie dit gedoen het nie. En die Bybel sê, nee, daai ding is binne in jou. As jy dit nie doodmaak nie, onder die bloed van Jesus kry nie, gaan hy hom weergooi vir jou. En hy sê, die ergste is wat ons kan doen, is God te beskuldig. Sê, Here, maar as u het hierdie, ons praat baie keer van toetse, u het hierdie versoeking gebring. En ons moet waak om die skuld aan iemand anders te gee. En dan sê hy daar, wat ongelukkig gebeur is die doodreën. Met ander woorde, die oomblik as dit die aas gevat het, en die vyand besig om ons in te katrol, dan moet ons loskom van dit bring nie net geestelike, veral praat hy hiervan van geestelike dood, maar soos wat ons laasweek gehoor het, dit bring peste en pla in ons lewens in. Dit maak deure vir die vyand oop om goed in ons lewens in te bring, wat die dood kan veroorsaak. Ek lees weer vir in Afrikaans. Hy sê, want elkeen, vers 14, maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikhede weggesleep en verlok word. Daarna as die begeerte ontvang word, met ander woorde as jy die byt gevat het, baar dit sonde. Die versoeking is nie sonde nie, maar die oomblik as jy die hoek vat, die aas vat, dan baar dit sonde. Hy sê, baar dit sonde, en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, met ander woorde, nou is ek vasgevang in hierdie ding. Ek stoei om los te kom. Kan nie loskom nie. As hier dan tot volwassenheid kom in jou lewe, sê, wat is die oorsaak? Hy sê, volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voor. Met ander woorde, dis twee areas, fisies jou liggaam, maar geestelik praat hy veral. Wat is die effek van sonde? Die effek van sonde is dat jy begin koud raak in jou lewe teenoor God. Dis nie God wat jou verwerp nie, God haat jou nie daaroor nie. Maar wat gebeur in jou eie lewe is, raai wat, daar kom 'n afstand. Geestelik begin jy bankrot raak. En die hoofrede daarvoor is, hier is iets hier in my lewe, wat nie onder die bloed van Jesus is nie, wat ek nie bely het nie. En wanneer ons dit doen, en dis wat aansluit by Gert, hy sê as ons dit bely, is dit gedoen. En dan hy sê in Jakobus net verder, hy sê dan, wees nugter en waaksaam. Want die leeu loop rond soos, die vyand loop rond soos 'n brullende leeu. Met ander woorde, as ek hierdie aas sien, moet ek nie byt nie, ek moet swem, ek moet gee pad van dit af. En dit is net moontlik in die krag van die Here. Is interessant, daar is sekere goed, die vyand kan dit gooi, sal dit nie byt nie. Iemand anders, die oomblik as daai aas in die water val, gryp hy dit. Met ander woorde, elkeen van ons moet sê, Here, hierdie ding in my lewe, ek lê dit aan die voete. Dankie Jesus, U is die verlosser. U is my redder. Kom verlos my van hierdie ding wat die vyand weet in my is. Want hy gaan die aas bly gooi, tot daai ding sterf in my lewe. Reg, en dan eindig ek en eindig hy met die volgende. Hy sê in vers 16 en 17. Hy sê, moenie dwaal nie, my geliefde broers, elke goeie gif en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van ommekeer is nie.
En wat Jakobus hier sê, hy sê luister hier, ek wil vir julle net verseker, God is net goed. Uit sy hart uit kom net goeie goed vir jou. Hy is nie die een wat ons beproef nie. Hy is nie die een wat ons versoek nie. Hierdie goed kom, maar hy sê hierdie goed kom, en wanneer ons geloof staan, gaan ons meer sterker word in God. As daar versoeking kom, moet ons dit weerstaan. En dis my gebed vir elkeen vanoggend van ons. Kom ons laat nie toe, dat die vyand ons vang met dieselfde ding nie. Ons gaan nou bid. Kom sluit ons oë. En jy weet, wat die aas is wat die vyand jou mee vang. Jy weet. Want hy vang jou elke keer met dieselfde ding. En ek wil vir u vra, daar waar u sit vanmôre, kom gee dit vir die Here. Kom sê, koning van my hart, koning van my lewe. Ek bring hierdie ding wat nog leef in my, wat nie onder die bloed van Jesus is nie, waarvan u nie koning is nie. Ek kom lê dit aan u voete, Jesus. Ek bely dit as sonde, ek bely dit as verkeerd, en ek wil bid en vra, dat u bloed dit nou sal verskoon was, dat u my sal verlos van hierdie ding. Daar waar u sit, ek wil nie vir u bid nie, praat u met die Here. Vra vir hom vanmôre. Ons het gesing vanmôre. He will break every chain. Every chain. Dankie elke ketting, Vader. Dankie elke ketting wat ons nog bind, wat vir die vyand plek gee in my lewe. Kom verbreek dit in die naam van Jesus Christus. Ons kom bely dat dit die gees van die wêreld is. Ons bely die sondes. En Vader, dankie, ons het nie meer daai DNA nie. Ons is nie meer sondaars nie. Ons DNA is nou, ons is kinders van God. En dankie Jesus, laat u ons vanmôre verlos van dit. Ons spreek dit, ons bely dit, en dankie Jesus, u breek daai bande nou. U breek daai kettings nou, in my liggaam, in my emosies, in my gedagtes. U breek daai kettings nou, in die naam van Jesus Christus. In die naam van Jesus. Dankie vir u bloed wat dit nou skoon was en verwyder dit uit ons lewens. Dankie, verwyder dit uit ons gedagtes uit. U verwyder dit uit ons liggaam uit. Die lus en die begeerte daarvan, dankie, u verwyder dit nou vanmôre. In Jesus naam. Jesus, Yeshua, u is Heer van my hele liggaam. U is Heer van al my gedagtes. U is Heer van my emosies. Dankie dat u my vanmôre gereinig het. Dankie dat u my vanmôre verlos het. En dat daar geen plek is vir die vyand om my te verlei nie. Dankie vir geneesende werk in my lewe. Vader, ek wil bid vir 'n gees van minderwaardigheid. Ek wil vanmôre verbreek die gees van minderwaardigheid wat in mense is. Wat die vyand inlok in hulle lewens. Dankie Here dat u ons oë aanraak, dat ons sal sien soos wat u ons sien. En ons sal nie minderwaardig wees nie, want baie van hierdie goed is as gevolg van minderwaardigheid. Dankie, u breek trots en hoogmoed in ons lewens. U verlos ons van hoogmoed en trots.
Vader, U sê U haat dit. Ek dank U, Here, dat U vanmôre mense verlos, ons verlos van hoogmoed en trots. Dankie, Here, vir wat U doen vanmôre. Dankie vir U bloed wat ons reinig en skoon was. Ons dankie daarvoor, Jesus. Dankie vir U genesende krag wat vloei deur ons siele, ons emosies, ons liggame. Dankie vir genesing. U was ons skoon en reinig ons vanmôre daarvan. In Jesus naam. Vader, ek wil ook bid vir van ons wat deur diep beproewinge gaan. Geweldige uitdagings. Dankie, Here, dat hulle geloof sal vashou. Dat hulle aan U sal vashou. U is die antwoord. U is ons bron, U is ons voorsiener. Vader, ons wil saam met hulle bid vanmôre en vra, Here, wees hulle genadig, geef hulle wysheid. U sê in die woord vir ons nou vanmôre, as ons in hierdie toetse kom, hierdie mure teen wat ons vasloop, dan moet ons U vra vir wysheid. En vanmôre bid ons vir wysheid vir ons boeties en sissies, wat deur beproewinge gaan, toetse, uitdagings, onmenslike uitdagings. Dankie, Here, dat hulle geloof sal vasstaan in U. Vertrou sal vasstaan in U, want U is getrou. U is vir hulle, nie teen hulle nie. En U wil hê in elke situasie meer as 'n oorwinnaar uittreë. En ons bid dit vir hulle, Vader. Versterk hulle geloof. Dis ons gebed vanmôre in Jesus naam. Amen.